Ons groet ook elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons vandag ook saam God se stem duidelik hoor en mag dit ons inspireer en motiveer om hom met dankbaarheid, met oorgawe en met toewyding te loof en te prys en te eer. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom kniel vanoggend weer voor U genade troon, waar U met mag en majesteit omring is, en deur engele wat jubel en juig oor U grootheid, U almag en U heerlikheid. En so wil ons U ook aanbid vanoggend as die heilige God, die Vader wat vir ons sorg en wat vir ons liefhet, wat ons nooit alleen los nie en ons ook nooit in die steek sal laat nie. Ons Vader wat altyd getrou bly en nooit die werk van U hande laat vaar nie. Ons aanbid U as die Skepper God, wat alles op so wonderlike manier gemaak het en in mekaar gesit het, dat alles van mekaar interafhanklik kan wees. Elkeen 'n plekkie het en 'n funksie vervul, sodat ons hier op aarde kan leef tot U eer. Ons aanbid U vir alles wat U so wonderlik gemaak het. Ons dank U vir die vermoë om te kan sien, te kan hoor, te kan ruik, te kan proe, te kan voel, om interaksie met mekaar te kan hê en ook met ons skepping, wat U aan ons sorg toevertrou het. Vader, dis ons gebed dat U vanoggend weer U woord vir ons sal oopbreek, soos wat U die brood gebreek het. Dat U dit aan ons sal uitdeel, soos wat U die brood uitgedeel het. Dat ons dit sal eet en dat ons dit sal inneem, dat dit in ons gedagtes sal bly en dat dit ons denke sal bepaal en dat dit ons sal voed met die voedsel wat die ewige lewe gee. Sodat ons ook fonteine kan wees wat opborrel en uitborrel met lewende water wanneer ons monde oopmaak en van U getuig. Sodat die wat ons getuienis hoor, dit kan aanneem en ook die ewige lewe kan kry. Dit bid ons Vader in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, en ons loof en prys en dankie vir gebedsverhoring. Amen. Geliefdes, ons het verlede Sondag gesels oor sukses, voorspoed en rykdom. En ek wil vandag net so 'n bietjie inzoom op een van die fasette wat ons verlede Sondag genoem het. So as u verlede Sondag se boodskap wil kyk op YouTube, is u welkom. Dit sal u ook help om vandag se boodskap so 'n bietjie in perspektief te sien en goed te kan verstaan. Ons het gesien by daardie gedeelte hoe dat daar 'n weduwee was wat in die oë van die wêreld baie arm was, omdat sy nie baie geld gehad het nie. En wanneer Jesus na haar kyk, dan sien hy iets raak wat die mense nie met die blote oog kan raak sien. Hy sien by haar rykdom raak. Nie materiële, monetêre rykdom wat te doen het met geld en met rand en met sent soos wat ons nou geld ken nie. Maar 'n innerlike rykdom. Wat haar gemotiveer en geïnspireer het om haar laaste paar sente wat sy gehad het in die offergawe kus te gooi. Dan sê Jesus vir die mense, daai weduwee het meer ingegooi as die rykes. Want hulle het in hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het alles ingegooi. Sy beskik dus oor groter rykdom as prinses Charlene van Monte Carlo in Monaco. Sy was mos ook 'n springbok swemmer gewees. Sy is nou die prinses
van die plek in die wêreld waar daar die meeste Ferraris per capita is. Met ander woorde, dis die plek waar die meeste mense Ferraris ry van enige ander plek in die wêreld. Getroud met Prins Albert en skatryk in die oë van die wêreld, baie geseën, sy deel ook baie uit. En tog is die weduwee wat 'n paar sente gehad het en dit weggegee het, ryker as Charlene. Ook ryker as Elon Musk, wat nou die wêreld se rykste man is, ook 'n oud Suid-Afrikaner, wat nou oor groter rykdom beskik as ons hele land se bruto binnelandse produk. Dis iets verskrikliks. En tog is hierdie weduwee ryker as hy. Dalk nou nie in rand en sent nie, maar sy het innerlike rykdom, want sy geniet die seën van die Here. En Spreuke 10 vers 22 het ons gesien, dis die seën van die Here wat rykdom bring. Jou geswoeg, laat dit nie meer word nie. Rykdom is genade, is nie verdienste nie. En rykdom is meer as net rand en sent. Vandag wil ek so 'n bietjie inzoom op die seën van die Here, en spesifiek oor dit wat Paulus daaroor skryf in die eerste hoofstuk van die Efesiërbrief. Want die seëninge van die Gees bring ware rykdom, ware sukses, ware voorspoed. Ons lees daar vanaf vers 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Dis Efesiërs 1 vanaf die eerste vers. Hy skryf aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dis die teksvers wat ons verlede Sondag net kortliks genoem het, maar ek wil vandag in fyner besonderhede daarop ingaan. En daarom lees ons nou ook die res van hierdie gedeelte. So het hy, dis nou God nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Sover ons skrifgedeelte vanoggend. Die eerste vraag wat by mens opkom wanneer jy die gedeelte lees is, wat behels
as die seëninge van die Gees. Dit klink darem maar so verruklik om te hoor God seën ons met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dit klink na so 'n groot oorvloed van seën dat 'n mens amper nie kan dink dat dit tot ons beskikking kan wees en dat God dit uit genade aan ons vrylik wil uitdeel. Sonder perke, sonder grense. Al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wat behels dit? Ek dink dit behels alles wat God aan ons gee. Elke liewe dingetjie wat hy vir ons gee, is deel van die seëninge van die Gees. Ook alles wat hy aan ons sorg toevertrou. Die ganse skepping is deel van die seëninge van die Gees. Alles wat hy vir ons beskikbaar stel, middele wat hy tot ons beskikking gee, wat ons kan gebruik as instrumente om hom te dien en te verheerlik. Ons gawes, ons talente, dinge waarmee hy ons toerus, dit alles vorm deel van die seëninge van die Heilige Gees. Dis 'n omvattende, groot geskenk waarvan ons hier praat. Nou as ons in die gedeelte gaan verder lees, dan sien ons hoe dat Paulus 'n klomp goed noem wat eintlik alles te doen het met God se seën vir hulle wat in Christus glo. Die eerste ding wat hy noem is dat hy 'n apostel is en dat hy hierdie brief skryf. Dit kom van hom af, 'n apostel van Christus Jesus. En hoekom is hy 'n apostel? Want dit is die wil van God gewees dat hy 'n apostel moes word. Kyk ons na Paulus se biografie, sy lewensverhaal, dan sien ons hy het groot geword met 'n Joodse ma en 'n Romeinse pa. Van kleins af het hy groot geleerdheid ontvang. Opleiding, onder andere by die groot rabbynse leermeester Gamaliel. En so het hy geleer totdat hy 'n fariseer geword het, 'n skrifgeleerde. Dit was sy oortuiging gewees dat die Christene 'n sekte is wat moet uitgeroei word. Dat dit mense is wat 'n dwaalleer verkondig. En daarom was hy bygewees toe hulle vir Stefanus gestenig het, die eerste Christen martelaar. Die mense wat die klippe op Stefanus gegooi het hulle klere by Paulus neergesit. En dan gaan hy na die Joodse raad toe en hy vra vir hulle 'n lasbrief vir die inhegtenisname van Christene. En dan vertrek hy op pad daarheen na Damaskus om hulle gevange te neem, hulle terug te bring, hulle in die tronk te sit, heel waarskynlik te laat martel of te laat doodmaak. En hy doen dit uit ywer en entoesiasme omdat hy glo dat hy God dien. Maar God het ander planne met hom. Op daai stadium van sy lewe was Paulus seker een van God se grootste vyande gewees. Hy was daarop uit om God se kinders uit te roei. Maar dan, op pad na Damaskus, skyn daar 'n helder lig 12 uur die dag uit die hemel. Maar oor in die middel van die dag, terwyl dit op die ligste is, die son in die middel is, skyn daar 'n lig uit die hemel uit wat nog helderder is as die son. En almal het die lig gesien. Dit was nie net 'n visioen wat Paulus alleen gehad het nie. En dan hoor hy 'n stem met hom praat. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Voordat sy naam Paulus geword het, was sy naam Saulus gewees. Saul is 'n afkorting daarvan. En Paulus antwoord terwyl hy op sy knieë neerval, want hy weet dit is 'n goddelike openbaring. Wie is u, Here? Dan sê Jesus vir hom, dit is ek, Jesus, dis vir my wat jy vervolg.
En Paulus word met blindheid geslaan, waarskynlik het hy in daai skerp helder lig ingekyk en blind geword. Eers later sou hy weer kon sien. En so verander God Paulus, wat 'n vervolger van die kerk was, in 'n apostel, 'n uitgestuurde, om 'n sendeling vir hom te wees, spesifiek met die oog op die heidene nasies. Word hy self 'n vervolgde. So van vervolger na vervolgde, volgens die wil van God. Nou is hy 'n apostel wat vir hierdie gemeente in Efese die boodskap bring, sodat hulle in geloof kan kom. En hulle was nie Jode nie, hulle was Grieke gewees. Paulus as apostel is dus een van die seëninge van die Gees. As 'n geestelike leier, as 'n verkondiger van die goddelike woord, as 'n seëning van God vir die gemeente. God gee Paulus aan die gemeente om hulle geestelik op te bou, om hulle te versorg met behulp van al die kennis en al die wysheid, al die geloof, al die hoop, al die liefde, al die gawes wat hy tot sy beskikking het, waarmee hy toegerus is, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, om vir die gemeente tot 'n seën te kan wees. Ook hierdie brief wat ons vandag gelees het, wat Paulus aanvanklik vir die gemeente in Efese geskryf het, ook dit is 'n seën van God, 'n seëning van die Gees, omdat die Heilige Gees Paulus geïnspireer het om dit te skryf aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Ek dink nie Paulus het ooit gedink toe hy daardie brief geskryf het, dat ons vandag, meer as 2000 jaar later, ook dieselfde brief sou lees, ook oor die betekenis daarvan sou nadink, en ook sou besef dat daardie brief ook vir ons 'n seën van die Here is. Deel van die seëninge van die Gees. God Drie-enig se genade en vrede, dis die seëngroet wat Paulus gebruik om die gemeente mee te groet, en dis ook die seëngroet wat ons kry wanneer ons kerk toe kom, en ons het verlede Sondag ook gesê, selfs al is jy 'n babietjie, is kerk toe gaan ook vir jou belangrik, want al hoor jy nie die boodskap nie, al verstaan jy nog nie waaroor dit gaan nie, ontvang jy nogtans die seën van die Here. En ons het in Levitikus gelees, hoe dat God daaroor gepraat het, hoe dat hy hoor wanneer die seën uitgespreek word in die hoogste hemel. En om in die kerk te wees en God se seën te ontvang, is een van die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nog 'n seëning wat ons van die Here ontvang is die feit dat God ons uitverkies het. Paulus skryf hierdie brief vir gelowige mense. Gelowige mense weet, hulle is gelowig want God het hulle uitgekies. Dis waarom hulle gelowige mense is. En daardie uitverkiesing het al plaasgevind nog voordat God die skepping geskep het. So daar's niks wat ek kon doen om die uitverkiesing te verdien nie. Die uitverkiesing verdien ek ook nie omdat God weet dat ek eendag tot bekering gaan kom nie. Die enigste rede waarom God uitkies, is sy soewereine wilsbesluit uit genade. Ons kan niks doen om dit te verdien. Die feit dat ek kan weet dat God my ook uitgekies het, is 'n wonderlike seëning van die Heilige Gees. Dit is deel van hierdie skat wat ek in my het, die rykdom wat ek het. Ek kan besef, ek is 'n uitverkorene van God. God het ons in sy liefde en deur sy genadige beskikking, skryf Paulus, toe al reeds daarvoor bestem om sy kinders te wees. Toe ons al uitverkies het, het hy ons al bestem om eendag sy kinders te wees. En as jy 'n kind van God is, as jy 'n koningskind, dan is nie net prinses Charlene van Monaco wat 'n prinses is nie, dan is al die dames
wat gelowige kinders van God is ook prinsesse. En al die manse is prinse, want God is die koning van die groot heelal. Jong meisies droom so daarvan om eendag 'n prins op 'n wit perd te ontmoet, wat haar red uit haar vervelige bestaan en vir haar opwindende nuwe toekoms gee as 'n prinses in sy pragtige kasteel. Daai droom het vir prinses Charlene letterlik waar geword. Maar vir ons word dit in 'n geestelike sin waar. En Christus is ook ons prins op die wit perd. Is ook deel van God se seën. Deur die bloed van die Seun van God is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Dit is alles deel van die seëninge van God, die bloed van Jesus aan die kruis. Gebruik God om ons sonde weg te was, sodat ons vergewe kan word. En dis alles danksy God se ryke genade. En omdat hy in sy wysheid dit besluit het en in sy insig dit bepaal het, skenk hy dit in oorvloed vir ons. Ons rykdom is dus onmeetbaar groot. God het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak kragtens sy besluit en voorneme. Die geheimenis van God se wil is Jesus Christus, sy verlossingswerk aan die kruis. En dis wat Paulus verkondig het aan die gemeente. Soos God hom voorgeneem het, het hy daardie geheimenis deur Paulus aan hulle bekend gemaak. Deur Christus het God dit tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Dit is merkwaardig as 'n mens 'n agtergrondstudie van die Nuwe Testament gaan doen. Dan besef jy dat die tyd toe Jesus gebore is, was presies die regte tyd. Die volk Israel het 'n behoefte gehad aan die Messias se koms, waarvan die profete in die Ou Testament gepraat het. Soveel te meer nou dat hulle onder oorheersing was, eers van die Grieke en later van die Romeine. Maar Alexander die Grote, wat sy ryk uitgebrei het oor die destyds bekende wêreld, het 'n helleniseringsbeleid gehad. Dit beteken, soos wat die Engeland en die Britse imperialisme, wanneer hulle koloniale magte 'n plek oorgeneem het, dan het hulle die mense geleer om Engels te praat, sodat daar met hulle gekommunikeer kan word, en so het Engels 'n wêreldtaal geword. Dis presies wat Alexander die Grote gedoen het, behalwe net hy het Grieks as voertaal gebruik, en die bekende wêreld van daai tyd het geleer Grieks praat. En daarom kon die Nuwe Testament in Grieks geskryf word, en het dit 'n universele karakter begin kry. Want almal kon dit lees, almal kon dit verstaan, die wat kon lees, en almal kon dit hoor, hulle kon dit verstaan, want almal was Grieks sprekend, hulle kon Grieks in daai tyd praat. Dit was ook 'n tyd gewees waarin Israel 'n deurgangsroete was van die handel tussen Egipte en die Midde-Ooste. So baie mense het daardeur beweeg. Al die omstandighede was reg vir die koms van die Messias. Dit was op die tyd wat God daarvoor bepaal het. En so kan ek ook weet, alles in my lewe gebeur op die tyd wat God daarvoor bepaal het. En sy tyd is altyd die beste tyd en die regte tyd. Dit was God se bedoeling om alles in die hemel en op aarde onder een hoof te verenig. En die hoof is Christus. Nou vir die Jode was dit so 'n bietjie moeilik om te verstaan en te aanvaar. Want hulle het geglo dat hulle God se uitverkore volk is. En hulle volkskap en aan God behoort was vir hulle sinonieme met mekaar. En daarom het hulle 'n volksgodsdiens gehad, as 'n mens dit so kan noem. Vir hulle om te dink dat ander mense ook deel kan wees van God se volk, was vir hulle 'n moeilike ding, 'n bitterpil om te sluk. Want ander mense was hulle vyande, en hulle het hulle op 'n afstand gehou. Maar hulle wat Jode is, hulle is God se volk. Nou kom sê Paulus, maar julle wat Grieke is in Efese,
Julle word ook onder Christus, onder een hoof verenig. Dis nie net die Jode nie, dis almal van ons. Romeine ook, Afrikaans sprekendes ook. Deur Christus word die wat in hom glo deel van die volk van God. Selfs al is hulle nie Jode nie. Dit word ook baie mooi in Galasiërs 3 beskryf. Daar's mense in die wêreld wat glo dat hulle die volk van God is, omdat hulle dink dat hulle nasate is van die Israeliete wat oor die aarde verstrooi is. En dis hoekom hulle gered word. En hulle verstaan nie die evangelie nie. Jy word gered omdat jy in Jesus glo. Dit het niks te doen met die bloed in jou are nie, of met wie se nageslag jy is. Dit het alles te doen met geloof in Christus. Dis waardeur jy gered word. God het dit so bestem om dit te doen soos wat hy hom voorgenem het, want God laat alles gebeur volgens sy raadsbesluit. God het 'n duidelike plan met alles. Kyk maar net na die aarde. Ek het dit al 'n paar keer vir u gesê, as hy nader aan die son was, het ons doodgebrand. As hy verder van die son was, het ons verklein. Die aarde is presies op die regte afstand van die son af, sodat lewe op aarde moontlik kan wees. Daar's 'n duidelike plan met die skepping. Alles in die skepping hou verband met mekaar. Daar's ook 'n plan vir jou lewe. As jy terugkyk op jou lewenspad, dan sien jy hoe dat God saam met jou pad gestap het, sodat jy kon kom waar jy vandag is. Jy sien hoe dat hy op een plek toegerus het vir 'n bepaalde taak, met toerusting wat jy later in jou lewe nodig gehad het. Dit was vir Moses waar, dit was vir Josef waar, dit is vir my waar, dit is vir u ook waar, dit is vir almal van ons waar. God werk met 'n plan. God gaan nie maar doelloos deur die lewe nie. Hy het 'n plan vir jou. En dis hoekom hy werk met jou. En saam met jou die plan tot uitvoering bring. Die Heilige Gees beseël ons as die eiendom van God. Nou as 'n koning in daardie tyd 'n brief geskryf het, het hy was op die brief gesit en hy het sy ring daarop gedruk en daai was is dan 'n seël genoem. En as jy daai seël sien, dan weet jy dit is die koning se eiendom. Dit kom van die koning af. So die Heilige Gees ons beseël as die eiendom van God. Wanneer ons gedoop word, dan is dit so goed of God plaas sy seël op jou voorkop, sy merk, gee hy vir jou. Sê jy behoort aan my, jy is my eiendom. Ek is jou Here, jy is my kind. Die Heilige Gees is ook ons waarborg, dat ons verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Dit werk amper soos 'n deposito wat ons nou vandag ken. As jy nou 'n voertuig of 'n huis of wat ook al gaan koop wat baie geld kos, en jy het nou nie al die kontant beskikbaar nie, dan gee jy 'n deposito, wat 'n belofte is, 'n waarborg, dat jy ook die res van die paemente sal betaal. En dan het jy hierdie ooreenkoms met die persoon vir wie jy die geld skuld, en jy kom daardie ooreenkoms na, as jy natuurlik 'n goeie betaler is. God is 'n goeie betaler, hy is betroubaar. Hy het die deposito vir ons gegee, die Heilige Gees wat in ons woon en ons kinders van God laat word en in Jesus laat glo. Dis ook ons waarborg dat hy al hierdie ander dinge wat hy ons beloof ook nog vir ons sal skenk. Tot op die dag wat ons volkome verlos word. So ons is alreeds, as ons in Christus glo, verloste kinders van God. Ons het alreeds die ewige lewe. Maar ons is nog hier op aarde in 'n stryd gewikkeld met ons sondige natuur. En ons is nog aan verganklikheid onderworpe, saam met die skepping rondom ons. Al is ons verlos, is dit nog nie volkome nie, want ons stry nog teen die sonde. Maar daar gaan 'n tyd kom, wanneer ons verlossing volkome gaan wees. Wanneer ons met 'n verheerlikte liggaam opstaan uit die dood.
en waar ons dan God volmaak sal dien soos wat hy gedien wil wees. In volkome gehoorsaamheid, as volkome verlostes. Ons leef in 'n reeds, maar nog nie spanning. Ons is reeds verlos, maar nog nie volkome nie. Ons het reeds die ewige lewe, maar nog nie volkome nie. Daar kom 'n volkomenheid. Die Heilige Gees is die waarborg daarvan. Hier is nou 'n lang lys van goed wat ons genoem het, wat alles deel is van die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dis nie 'n lys wat alles insluit nie, daar is selfs nog meer as dit wat ons in hierdie lys gekry het. Maar dis nou voorlopig waarmee ons vanoggend besig is en waarmee ons vanoggend gaan stil staan. Wat Paulus in die gedeelte vir ons wil sê is, wanneer ons nadink oor die grootheid van die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, wat God so ryklik aan ons uitstort, is ons moet vra, maar wat moet ons daarop reageer? Hoe moet ons daarop reageer? Wat moet ons doen? Wat moet ons sê? Wat moet ons reaksie wees? Ons moet God se grootheid prys. Paulus se antwoord op daardie vraag. En ons kry dit verskeie kere in hierdie paar verse, wat Paulus dit herhaal, vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. En dan lees ons in vers 6, ons moet God prys vir sy wonderlike genade wat hy in sy geliefde vrylik aan ons geskenk het. Ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, moet die grootheid van God prys. Vers 12. En dan die laaste een, daarom moet ons sy grootheid prys. Vers 14, waarmee hy hierdie gedeelte afsluit. Nou loof en prys, sou ons kon sê, beteken ook om God te komplimenteer. Dis om waardering uit te spreek vir sy grootheid, sy almag, sy heerlikheid, sy alwysheid, sy alomteenwoordigheid en al die ander eienskappe waaroor God beskik. Om sy naam te verheerlik, om aan hom die eer te gee daarvoor. Dis wat loof en prys beteken. Ware rykdom kan nie met geld gekoop word nie. Hierdie seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, nie al Elon Musk se geld kan daarvoor eers betaal nie. Want jy kan dit nie met geld koop nie. Dit kan ook op enige ander manier verdien word nie. Jy kan dit nie op enige ander manier kry nie. Jy kan nie deur jou geswoeg dit probeer laat meer word nie. God skenk dit uit genade vrylik, soos hy wil, aan wie hy wil. Sodat hy in sy raadsplan besluit het, met sy soewereine goddelike besluit, uit genade. Dis ware rykdom. So jy kan al het jy nie baie geld in die bank nie, al het jy eintlik baie skuld, eerder as geld in die bank, nog steeds skatryk wees in God se koninkryk, met baie skatte in die hemel. Seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, alles van dit, gee God vir jou, wanneer jy in Jesus glo. So daai arm weduwee het werklik in God geglo. As prinses Charlene en Elon Musk nie in God glo nie, is sy ryker as hulle. Het sy groter rykdom as hulle. En al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is tot haar beskikking. Dankbaarheid het verskeie forme waarin dit voorkom en waarin dit bewys kan word. En ons gaan in die res van die vakansie so 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. Vanoggend het ons begin by die hoogste vorm van dankbaarheid. Die grootste manier, die belangrikste manier om vir God dankie te sê vir al hierdie seëninge wat hy vir ons gee, uit die rykdom van sy heerlikheid. Die hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys, wat God se seën uit genade ontvang, is om heelhartig uit volle bors die grootheid van God te prys. Daar is nie 'n beter manier om vir God dankie te sê as om hom te loof en prys. In COVID-tyd moes ons by die huis
kerk gehou het, want ons mag nie by mekaar gekom het nie. En baie mense het van die huis af gewerk. Na COVID het baie mense begin dink, maar hulle kan van die huis af kerk ook. As hulle van die huis af kan werk, dan kan ons van die huis af ook kerk. Hulle kom nie meer kerk toe nie. Hulle kyk elektroniese eredienste op 'n afstand. Wanneer 'n mens dit doen, dan verloor jy iets van hierdie kosbare medium waardeur jy vir God kan dankie sê. Jy verloor hierdie lofprysing, hierdie aanbidding wat 'n mens net in 'n erediens werklik tot sy reg kan laat kom. Dis so kosbare en belangrike deel van ons dankbaarheidslewe dat ons dit nie kan afskeep of verwaarloos. En nou kan jy vir my sê, ja, maar ek sing lofliedere in my kar en ek sing lofliedere in die stort en ek sing lofliedere oral waar ek gaan. Ja, dis wonderlik. Maar om dit saam met jou medegelowiges te doen, is tog net soveel meer spesiaal. En dis waarom God ons die opdrag gee om kerk toe te gaan, om deel te wees van die gemeenskap van die heiliges. Hierdie seëninge wat hy vir ons gee, die gawes, die talente wat hy tot ons beskikking stel, om dit aan mekaar te kan uitdeel, sodat die gemeente van as liggaam van Christus daardeur opgebou kan word. Ten slotte, daar word dikwels gepraat van praise and worship. As mense dink aan lofprysing en aanbidding. En ek het op 'n stadium 'n preek gehad waarin ek gesê het dat nie alle forme van praise and worship is regtige lof en aanbidding. Wat is die verskil? In die sogenaamde praise and worship kultuur, kom ons noem dit nou maar 'n kultuur, gaan dit baie keer oor die mense, oor hulle emosies. Die fokus is op wat ek voel, wat ek ervaar en wat ek beleef wanneer ek lofliedere sing. Die fokus is op die orkes, op die musiek wat hulle maak, op die melodie, op die koortjie wat so 'n bietjie op 'n ander emosionele toon gevat word. Die fokus is op die ligte wat flits. Party plekke het selfs rookmasjiene ook om die effek daarvan nog meer intens te maak. Die fokus is dan heeltemal verkeerd. Want ek kyk na binne na myself, ek kyk na die musiekinstrumente en die musiekkunstenaars en die voorsangers. Dis nie waaroor lofprysing en aanbidding gaan nie. Lofprysing en aanbidding gaan oor God. Dit gaan oor hom. Ek doen dit nie omdat dit my laat lekker voel nie, of laat lekker kry nie, of 'n aangename warm gevoel in my binneste meebring nie. Dis die bonus. Ek doen dit in die eerste plek omdat ek God se naam wil groot maak, omdat ek hom wil vereer, omdat ek hom wil dankie sê, omdat hy my so seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En ek skatryk kan wees, geestelik skatryk kan wees, oor groot sukses, voorspoed en rykdom kan beskik. Ek loof en ek prys en ek dank hom daarvoor. Met my hele hart. Dit gaan oor hom, nie oor my nie. Dit moet ons goed begryp, wanneer ons nadink oor lofprysing en aanbidding. Mag ons werklik verstaan hoe wyd en ver en hoog en diep God se liefde vir ons is. Mag ons werklik begryp hoe omvangryk, hoe majestueus, hoe heerlik, hoe waardevol die seëninge van die Gees is, wat God aan ons so vrylik uitdeel, soos wat hy volgens sy raadsplan besluit het. En mag dit ons vul met dankbaarheid. Dankbaarheid wat so groot word, dat dit net nie anders kan as om uit te borrel in lofprysing en aanbidding
vir die mag, majesteit en heerlikheid van ons hemelse Vader nie. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Laat ons saam met engele vir U 'n loflied sing. Ons is nie meer verlore nie. Want U is gebore, U het aan die kruis gesterf, U het opgestaan na die dood, opgevaar na die hemel, die Heilige Gees uitgestort en U gaan weerkom, om elkeen wat glo te kom haal, sodat ons volkome verlos kan wees. Daarvoor, Here, is ons so dankbaar dat ons nie anders kan as om U te loof en te prys met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand nie. Vergewe ons, Vader, as ons dalk gedink het dat lofprysing en aanbidding oor onsself gaan en ons eie ervaring, ons eie belewenis, ons eie emosies, oor die musiekinstrumente en die orkes en die begeleiers en die voorsangers, die ligte en al die ander vermaaklikhede. Help ons om te verstaan en begryp dat alles net gaan oor U. En dat ons dit doen nie om onsself te verryk of te verheerlik nie, maar om U naam groot te maak en te verheerlik. Vader, ons dankie vir al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, wat U so ryklik oor ons uitstort. Dis meer as wat ons ooit kan bid of dink. En ons weet dat ons dit nie verdien nie. U gee dit uit loutere genade. Vader, dankie dat ons kan kom bid vir elkeen wat na hierdie boodskap kyk of luister, elkeen wat vandag ook in die kerkgebou is, wat saam met ons hier vir U loof en prys, wat saam met ons U seën ontvang. Ons wil bid, Here, dat U met elkeen sal wees wat siek is. U weet hoe baie mense in die hospitale en ook tuis siek is. Ons bid vir elkeen wat kanker het, dat ook daardie stryd stry. Ons bid vir elkeen, Vader, wat eensaam en alleen voel, wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wie se slaapkamers nou so leeg voel. Ons bid, Vader, vir hulle wat kinders en familie het, wat ver van hulle af is, iewers dalk in 'n ander land, en wat hulle verlang met 'n verlange wat seer maak. Ons bid, Vader, vir elkeen wat finansiëel swaar kry en gebuk gaan onder die moeilike omstandighede waarin ons is. Ons bid vir werksgeleenthede vir die wat werkloos is. Ons bid vir genesing vir die wat siek is en vir uitkoms vir die wat swaar kry. Ons loof en ons prys en ons dankie omdat U ons gebede verhoor, omdat U ons nuwe krag gee, omdat U U plan en doel met ons lewens verwesenlik. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te vereer met die dankoffers, en daarna gaan ons afsluit met die oorwinningslied.